Hallo en welkom by die erediens vir die Enige Kerk van Warmbad. Dit is vir Sondag 2 November 2025. Mag u ook deur hierdie boodskap hopelik deur die Here aangeraak word en geïnspireer word. Maar voordat ons na ons teksgedeelte kyk, kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde, vir u genade. Dankie vir u vir die voorreg om ook nou uit die woord uit te mag lees. In hierdie boodskap wat ons hoor, Here, wil u dit vir ons duidelik maak en wil u ons ook daardeur lei. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons skrifgedeelte Jeremia 29 vers 1 tot 14, wat ek dink dalk vir party mense baie bekend mag klink, maar kom ons lees dit saam. Dit is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die res van die oudstes in ballingskap en na die priesters, die profete en die hele volk wat Nebukadneser uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het na Babel. Nadat koning Joganja, die koningmoeder en die eunuchs, die hoë amptenare van Juda en Jerusalem, die vakmanne en metaalwerkers reeds uit Jerusalem vertrek het, deur bemiddeling van Elasa, seun van Safan, en Gemaria, seun van Gilkia, hulle wat deur Sedekia, koning van Juda, na Babel, na Nebukadneser, die koning van Babylonië gestuur is. So sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel, aan die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise en bewoon dit, plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters, en kry vir julle seuns vroue, en gee julle dogters aan mans, sodat hulle seuns en dogters kan kry. Word daar meer en moenie minder word nie. Bevorder die voorspoed van die stad waarin ek julle in ballingskap laat gaan het, en bid tot die Here vir die stad, want in sy voorspoed is daar ook voorspoed vir julle. Ja, so sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel. Moenie dat julle profete en die voorspellers in julle midde julle mislei nie, en moenie aandag gee aan die drome wat hulle laat droom nie, want dit is leuns wat hulle vir julle profeteer in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, is die uitspraak van die Here. Ja, so sê die Here, as 70 jaar vir Babel verloop het, sal ek aan julle aandag gee en my goeie belofte aan julle gestand doen, om julle na hierdie plek toe terug te bring. Ja, ek ken die planne wat ek vir julle het. Dit is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teenspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee. Julle sal my aanroep en kom tot my bid, en ek sal na julle luister. Julle sal my soek en vind as julle my met julle hele hart raadpleeg. Ek sal my deur julle laat vind, is die uitspraak van die Here. En ek sal julle tot lot verander en julle bymekaar maak uit al die nasies en al die plekke waarin ek julle verdryf het, is die uitspraak van die Here. En ek sal julle terugbring na die plek waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Ons lees tot sover. Nou die gedeelte wat ons nou gelees het, gaan oor 'n tydperk wat die Israeliete weggevoer is na Babel toe. Hulle het eers in Israel gebly natuurlik en hulle het altyd gedink dat hulle veilig sou wees, omdat God hulle beskerm. Ons is God se volk. En elke keer wat daar 'n nasie gekom het om hulle aan te val, dan het God hulle behoed en bewaar of hulle gehelp om weer die oorlog te wen. Maar die keer, toe gebeur dit nie. Skielik val Jerusalem en die mense word in ballingskap weggevat. Skielik het hulle hele wêreld in mekaar getuimel. Hulle was nou skielik nie meer in beheer van hulle eie land nie. Baie van die dinge wat vir hulle kosbaar was, is vernietig. Die tempel is vernietig. En al die kosbare goue meublement wat in die tempel was, is buitgemaak en weggevat Babel toe. So die meeste moes ook hulle grond afstaan aan die wat in Israel agtergebly het, en baie is gemartel of selfs doodgemaak. En dit het vir hulle gevoel of alles wat altyd vir hulle standvastig was, net nie meer daar is nie. Hierdie God op wie hulle vertrou het hulle nou skielik nie meer beskerm nie. Dit is natuurlik baie vrae wat toe ontstaan het. Hulle het begin soek na wat is nou skielik aan die gang? Waar is God in dit alles? Wat is God se plan met dit alles? En die wat in ballingskap was, het getreur. Hulle het net gaan sit en hulle self jammer kry oor al hierdie dinge wat met hulle gebeur het. En hulle het verlang na hulle land, verlang na hoe dinge was, soos wat voorheen was. En dan vind ons in die vorige hoofstuk 28 van Jeremia 'n profeet met die naam Genanja. En hy kom en hy vertel aan die mense dat God binne 2 tot 3 jaar alles weer gaan kom herstel. God gaan die volk van Babel verslaan en almal en alles weer
wat gebyt is, gaan weer terug Jerusalem toe. En Jeremia het daarop gereageer deur te sê, wel, ek hoop dit is ook so, want dit sal goed wees. Want dan kom die Here na Jeremia toe en hy gee vir hom 'n ander boodskap. Een wat uitwys dat Hananja eintlik vir die volk gelieg het. En soos wat ons ook in die woorde van hierdie gedeelte gehoor het, daar was baie ander wat ook so gesê het, verkeerd gesê het. Want God het nie daardie dinge gesê nie. En vandag kry mens nog sulke dominees ook, né? Wat eintlik maar net alles sê wat die mense graag wil hoor en nie werklik sê dit wat God wil hê hulle moet sê nie. Maar ek bedoel, dis ook 'n baie interessante konsep, dat wie van julle sal 'n boodskap van God afbring as julle weet dat die mense nie daarvan gaan hou nie. So dan kom daar hierdie brief aan by die ballinge in Babel. En skielik kom daar 'n boodskap van God af, van Jeremia die profeet. En ek dink hierdie boodskap van God af was eintlik nie die boodskap wat hulle verwag het of eintlik wou hoor nie. Naamlik, bou vir julle huise en bewoon dit. Plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Trou en kry kinders en laat jou kinders ook daar ook trou en kinders kry en bevorder die voorspoed van daardie stad en bid tot die Here vir daardie stad. Met ander woorde, die Here gee vir hulle die opdrag wat as ware tweeledig is. Een moenie verwag om gou weer terug te kom Jerusalem toe nie. Want die valse profete het almal verkondig bitter gou binne 2 na 3 jaar. Maar God kom en hy sê nee, 70 jaar voordat ek dalk weer aan julle gaan dink. So dit gaan lank vat, sê die Here. So lank dat selfs julle kinders nog daar sal ook moet trou en kinders kry. En as 'n mens dink aan Hananja wat gesê het 2 tot 3 jaar, dit is 'n kort genoeg tyd dat 'n mens kan vasbyt en deurdruk ook nog. Maar die Here sê nee, maak julle self maar tuis. Want hierdie gaan selfs langer as 'n generasie vat. Want in tweede moet hulle ook as ware gefokus wees op die wêreld waarin hulle is. Daar in 'n vreemde land, as slawe, mense wat nie meer vry is nie, daar word hulle aangemoedig om voort te gaan met die lewe, behalwe ook om te bid vir die voorspoed van daardie land, maar ook te werk vir die voorspoed van daardie land in waar hulle in ballingskap is. Al is hulle nie meer in beheer nie, al is dit nie hulle eie oorspronklike land nie. En hoe meer ek hierdie verhaal lees, hoe meer en meer klink dit vir my bekend. Hoe meer voel dit vir my, maar ek het mos al hierdie dinge baie teëgekom. Want ek lewe in 'n samelewing waar baie van die blanke mense rondom my kla oor die situasie in die land. Ek leef in 'n samelewing waar baie van hulle kla oor die mag wat uit hulle hande geneem is. Daardie eie staat wat vir altyd vir hulle die sekuriteit gegee het en wat nou skielik weg is. Ek leef in 'n samelewing waar mense baie negatief begin raak oor die wêreld waarin hulle nou leef. En dan besluit om maar terug te sit, hulle arms te vou en aan te ploeter met hulle eie oorlewing en net hulle die hele tyd in die vinger te wys na al die foute wat gemaak word rondom hulle. Want so glo hulle het mos nou nie meer 'n keuse nie. En hoe meer ek daaroor dink, hoe meer lyk dit vir my of die situasie waarin die ballinge hulle self bevind het, baie begin ooreenstem met die gemoed waarin 'n klomp blanke mense hier in die suiderpunt van Afrika hulle bevind. En ook hier is daar baie mense wat gevra het en wat vra, maar waar is God? Wat is sy plan met dit alles? Het God homself dan nou onttrek? Maar nog nooit het ek God hoor sê dat ons as blanke mense maar net per toeval hier is nie. Nog nooit het ek ooit daaraan gedink dat God ons almal eintlik in Europa of Australië of deesdae in Amerika wou gehad het nie. Want ek weet dit verseker dat daar waar ek nou is waar ek moet wees. Omdat hierdie is die plek waar God my wil hê. Dink byvoorbeeld aan die verhaal van Josef wat as 'n slaaf verkoop is deur sy broers. En hy so in Egipte beland het en later wat hy self ook kon besef en dit as sy broers sê wat hy vir hulle sê, moenie bekommerd wees oor wat julle aan my gedoen het nie. Dit was alles volgens God se plan. Hier waar ek nou is ek hier vir 'n rede. Maar die opdragte wat God aan die ballinge gee in hierdie gedeelte word vir my al hoe sterker en sterker en ons kan dit nie ignoreer nie. Maar ook nie soos die mense hierdie gedeelte buite konteks misbruik vandag nie. En dit is dan veral vers 7 wat vir ons uitstaan. Bevorder die voorspoed van daardie stad. Bid tot die Here vir daardie stad of die dorp of die plek of die land waar die Here jou geplaas het. Want daardie plek se voorspoed is ook julle voorspoed. En dan word bevorder die belange van Warmbad, van Karasburg, van Groene,
of waar jy ook al is, van Namibië, van Suid-Afrika, bid vir die land. Want sy belange is ook jou belange. Sy voorspoed is ook jou voorspoed. Jeremia is gedurig van hoofstuk 27 af, is hy besig om uit te vaar en die valse profete wat net alles wou verdoem of kortsigtige voorspoed gegee het. Hulle het net gesê wat die mense eintlik graag wou hoor, omdat dit op hulle harte was en nie dit wat die Here se wil is nie. En dis die fout wat mense vandag weer maak, deur vers 11 gedurig aantaal wat sê, ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie van teenspoed nie, om aan julle 'n toekoms en 'n hoop te gee. En wanneer 'n mens dit so aanhaal buite sy konteks, word dit verkeerdelik verstaan en gebruik eintlik as 'n selfsugtige hoogmoed boodskap, dat die Here net vir my voorspoed gaan gee, ongeag van my omstandighede rondom my. Maar dan mis 'n mens die ballingskap waarin hulle sit. Dit mis die opdrag van die Here wat hulle fokus wegvat van hulle self en eintlik eerder verplaas na die stad waar hulle in ballingskap is. Vers 11 met sy konteks help ons om te verstaan dat dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor God se wil en samelewing waarin daar vir God gewerk moet word. 'n Samelewing wat ongelowig is, wat gebroken is, wat goddeloos is. Want vers 11 se voorspoed is gekoppel aan die stad se voorspoed. Daar waar jy in ballingskap is. Maar dominee, ons is nie in beheer nie, ons het nie 'n impak op die besluite wat gemaak word nie. Wat dink julle die volk van Israel was in beheer? Hulle wat weggevoer is as slawe? Dink julle hulle het 'n impak gehad op die besluite wat geneem is? En tog kom gee God aan hulle hierdie opdrag. En hulle eie voorspoed is daaraan gekoppel. Dalk wil die Here ons oopmaak vir iets, om te verstaan dat dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan eintlik oor die verheerliking van God. Ons is Christene wat erken dat alles gaan eintlik oor die liefde en die geregtigheid van God. Eintlik is ons roeping om daardie liefde van God met mense te deel. Eintlik is dit ons plig om mense bekend te stel aan God, aan sy liefde, aan sy seun Jesus Christus. Eintlik is ons veronderstel om wanneer die wêreld uitroep, maar wat is al die antwoord vir ons probleme? Dat ons dan sal moet uitroep, maar ons het nie antwoord. Jesus is die antwoord. Eintlik is alles wat ons het, wat ons doen, veronderstel om gerig te wees op God. Jesus sê, soek allereers die koninkryk van God. En snaaks dat wanneer ons as hierdie Christen mense wat hulle lewe aan God gegee het, wie se lewens gerig is op Jesus en wat soek na die koninkryk van God veronderstel te wees, dat wanneer ons besluite moet begin maak, dat los ons vir God uit die prentjie. Snaaks dat wanneer ons vir God moet leef, dat die stad, oftewel die gemeenskap waarin ons woon, se voorspoed nie daarbey gereken word nie. Wanneer ons besluite begin maak, dan gaan dit oor ons belange, oor ons voordeel, oor ons verheerliking en ons beskerming en ons gemeente. Maar is dit dan nie juis hoekom mense so negatief en onbetrokke is by hulle gemeenskappe nie? Van wanneer staan daar in die Bybel dat Christene so selfsugtig moet wees en hulle lewe moet bou wat eintlik net rondom hulle self draai? Nergens nie. En dit is die boodskap van die valse boodskap van Hanania wat hy gebring het. Dit was 'n selfsugtige boodskap wat eintlik net oor hulle self gegaan het, om hulle vyand terug te kry vir dit wat aan hulle gedoen is. God se boodskap het hulle opgeroep om weier te kyk, om weier te leef. Om nie vas te kyk teen hulle situasie en net besig te bly met hulle eie gedagtes en kwaad en woede teen Babel nie, maar buite hulle self te fokus. En daarin lê hulle voorspoed weggeberg. Want Christendom is ook nie iets wat los staan van die wêreld rondom ons nie. Moet ons lewens nie in die eerste plek, moet dit nie spreek oor die koninkryk van God te midde van die duisternis nie. Is ons dade nie veronderstel om die genade en liefde te wys van 'n God waarin ons glo wat in beheer is nie? Moet die besluite wat ons neem nie dalk eers dink aan wat God se siening en wil is nie? Met ander woorde, kan ek dit nie maar saamvat in een sin nie? Moet ons nie dalk eerder besig wees om Christus te leef en ten eerste sy koninkryk te soek, as om besorg en bekommerd te wees oor ons eie behoeftes en dinge? Is ons nie dalk geroep om juis 'n verskil te maak daar waar ons is in die land nie? Is dit nie dalk juis die rede hoekom God ons hier geplaas het nie?
Paulus het nie opgehou om 'n verskil te maak omdat hy in die tronk beland het nie. Josef het nie opgehou om namens die Here drome uit te lê terwyl hy in die tronk was nie. Of om 'n verskil te maak omdat hy in 'n ander land was nie. Dawid het nie opgehou om vir die Here te leef toe hy vir sy lewe moes vlug omdat Saul hom wou doodmaak nie. God het ons as kerk nie in Namibië geplaas om onsself te verheerlik nie. God het ons is hier om God te verheerlik. En hoe kan jy God verheerlik as ons nie doen wat hy wil hê ons moet doen nie? Ons ken hierdie wêreld, ons gemeenskap met al sy probleme en die uitdagings. Dit alles ken ons goed. Ons hoef net rondom ons te kyk en dit raak te sien. Maar dit is nie 'n geval van net die hele tyd bid en vra dat die Here God ons dalk moet wegneem of isoleer of beskerm van dit nie. Of dat ons apaties osself kan onttrek daarvan nie. Nee, hierdie gedeelte wil ons juis vir ons uitlig dat ons oë daarvoor moet oopmaak. Maar juis ook iets daarin moet doen deur te leef hier te midde van dit. En te werk en te bid vir die voorspoed van dit. So byvoorbeeld het ons doen vroue gesien hoe die perseel van die poskantoor en die begraafplaas besig is om agteruit te gaan. Maar in steede net om weer daaroor te mor en te kla, het hulle doodeenvoudig ingespring en die situasie verander, selfs sonder toestemming. Maar dit is hulle leef vir die voorspoed van ons omgewing. So mag jy besef dat God is nog ons God. Mag jy besef dat God jou hier geplaas het volgens sy plan. Mag jy ervaar, dit weet en glo dat God vir jou iets goeds beplan. Voorspoed en nie teëspoed nie, maar dat daardie voorspoed ook gekoppel is aan die voorspoed van jou gemeenskap waarin God jou geplaas het en waarvoor jy moet werk en waarvoor jy moet bid. En mag jy wanneer jy probleme raak sien, eintlik uitdagende geleenthede sien wat God aan ons as Christene gee en so ons fokus wegdraai van onsself af. En daardeur sy naam verheerlik. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank die Here dat ons ook, Here, met ons oë in hierdie lewe waar ons is, daar waar U ons geplaas het, kan kyk na die probleme en die uitdagings deur U oë. Jy kan dit besef, Here, maar dat ons ook dalk juis hier is om 'n verskil te maak. Mag ons ook so U naam verheerlik in alles wat ons doen. Amen. Ontvang nou ook die seën van die Here. Mag die Here jou seën met 'n ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met 'n woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn en blydskap kan help verander. En mag hy jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy juist die dinge sal doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. En so jou dorp of stad ook aanraak. Amen.